Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers by Sondag 17 Mei, 7de Sondag in Paastyd, maar ook die Sondag na Hemelvaart en ook die Sondag tussen Hemelvaart en Pinkster. Ons het sopas lied 168 in die liedboek gesing en belangrik dat 'n mens vir jouself sê as jy na die 3 verse kyk, as jy na Hemelvaart praat, dan sê jy, U is verhoog tot die hemeltroon, en ons bring U ere, want U is die Here, wat met heerlikheid gekroon is. Dis Hemelvaart. Maar uiteindelik as ons na die 2de vers kyk, dan sê ons vir mekaar, die Here is ons lewe, hy is ons vrede, maar mense wat ook wag op die Heilige Gees, is mense wat uiteindelik vir mekaar sê, U Gees moet ons hier lei en leer. Die 3de vers help ons met U is die Alfa en die Omega, en dan die wederkoms, U kom en elkeen sal U kan sien. Dis die eerste, die laaste, die belangrike van ons stuur in hierdie wêreld, en waarom ons ook wag aktief op die Gees, is sodat die ganse skepping ook die Here sal dien. So met dit in gedagte wil ons vanoggend na die woord van die Here toe blaai, en pertinent na Handelinge hoofstuk 1 toe. Ons gaan net so 'n paar verse ekstra lees van wat ons donderdag op Hemelvaart gelees het. Ons sluit aan by vers 1 tot 11, met uiteindelik vers 12 tot 14, en dan net met 'n verwysing na wat dan verder gebeur. Maar Handelinge hoofstuk 1, uiteindelik wat die Here ook vir ons in sy woord mee wil kom lei, en as ons dan vir mekaar sê, ons is by mekaar om te wag op die gawe wat die Vader beloof het. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, ons leef in wagtyd, en daarom wil ons vra, leer ons om nie bang te wees vir die stilte nie, om nie weg te hardloop vir die wagtyd nie, maar om uiteindelik aktief oop te bly vir die werking van die Gees. Ons het vir mekaar al gesê, dis nodig dat U van tyd tot tyd net weer die pas van ons harte in pas met U hart bring. So Gees van God, wees ook die pas aangeheer. Help ons om weer in lyn te kom met die Gees. So gee vir ons nuwe ore om te luister, nuwe oë om weer raak te sien, en nuwe harte wat groei na volheid van lewe in U. Amen. So, kom ons lees Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 12, en nou wil ek weer sê, soos met Hemelvaart, wat daar gebeur het, is dat die Hemelvaart het plaasgevind. Hulle het gevra, hoekom staan julle vir die hemel en kyk, gesê, Jesus kom weer, en letterlik na daardie gesprek gebeur vers 12. Dis net die volgende gedeelte, wat sê daarna, dan word na die Hemelvaart, het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af, sê hy vir ons watter berg, die Olyfberg, vlak by die stad is Sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Na alle waarskynlikheid die plek waar Jesus hulle 2 keer ontmoet het, agter geslote deure, en waar daar ook 'n klomp herinneringe is, plek van veiligheid, waar hulle met mekaar kon kommunikeer, en waar hulle uiteindelik met hom gekommunikeer het. Nou wie is die hulle wat in die bovertrek was? Dit sê die tweede gedeelte van vers 13. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus,
Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. Dan belangrik, hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. So dis die mense, as jy na die prentjie op die skerm kyk, dis die mense wat in die bovertrek was, wat eensgesind volhard het in gebed, en dan uitvoering gee aan vers 4, om te wag op die gawe van die Gees, wat die Vader beloof het. Belangrik om vir mekaar te sê, ook dat Jesus se moeder daar was, dat daar 'n aantal vroue was, dat daar van die disippels was, so hulle was by mekaar. So, as ons vir mekaar vandag sê, en ons sit op die skerm, tog die prentjie van die leegraf, en ook die Pinksterprentjies, die duif en die vlamme, die tonge van vuur, wat sê ons vir mekaar? Ek dink ons moet vir mekaar sê, baie belangrik, dat na Hemelvaart gebeur daar iets baie besonders. Hulle kom by mekaar, hulle gaan terug Jerusalem toe. Anders as met die kruisiging, spat hulle nie uit mekaar uit nie. Elkeen gaan nie in sy eie rigting nie, maar ons lees, hulle gaan saam, hulle is by mekaar, waar hulle eendragtig in gebed volhard. Die realiteit is, hulle het die gawe wat die Vader beloof het, maar presies hoe dit gaan lyk, weet hulle nie. So hulle kan nie Pinkster self vervaardig nie, want hulle weet nie presies wat is hierdie geskenk nie. En as ons nou Sondag praat oor Handelinge 2, dan gaan julle dit agterkom, want as die werking van die Gees in hulle lewe begin gebeur, dan dink mense hulle is dronk. So hier is hulle by mekaar, dorstend en bidend wag hulle, want hulle weet, daar kom 'n geskenk, maar hulle weet nie hoe lyk die geskenk nie. So kom ons hou dit in gedagte. Hulle kom by mekaar, hulle bid saam, hulle wag uiteindelik op die geskenk van die Gees. Belangrik, en ek het nou nie vers 15 gelees nie, as jy in jou 83 vertaling kyk, as jy sien, hier van vers 12 af is hy ingedeel met 'n opskrifie, hulle wys Judas se opvolger aan. Wat sê ons daarmee vir mekaar? Hierdie wagtyd, hierdie eendragtig in gebed volhard en saam wees in die bovertrek, was nie 'n stuk passiewe wagtyd van hoop op beter dae om te sien wat gaan gebeur nie. Hulle het nie bloot stil gaan sit en daar by mekaar gewees nie. By mekaar, saam gebid, saam onderskei, en dan belangrik dat hulle 'n opvolger vir Judas aanwys. So oop, aktiewe wagtyd. Nie passief nie. Harte wat voorberei is vir wat God nog gaan doen. Daarom is dit belangrik om vir mekaar te sê, dis nodig, en geloof is dikwels eenvoudig. Ons is saam, ons bid saam, en ons wag saam.
aktief op die Gees. En as jy nou vir mense in 2026 sê, julle moet wag, dan raak hulle omgesukkel. As die lyn by 'n bepaalde bank nie vinnig genoeg loop nie, as die diens by 'n sekere plek nie vinnig genoeg is nie, dan raak ons ontstel. Ons hou nie van wag nie. Ons wil vinnige antwoorde hê, ons wil onmiddellike oplossings hê, ons wil beheer uitoefen, ons wil nie met enige onsekerheid leef nie. Maar God se diepste werk gebeur stadig, stil, soos in die fluistering van die windstilte. Dit vat ons na 1 Konings 19 toe met Elia, wat so diep raak. God was nie in die wind nie. God was nie in die aardbewing of die vuur nie. God was in die sagte fluister. Daarom dat ons met aandag moet luister. Daarom dat ons ore moet spits. Daarom dat ons met al ons sintuie moet luister. Sê iemand die ander dag, luister vir my met jou oë. Want ons luister nie altyd nie. Ons kan by mekaar wees. Ons kan selfs met mekaar praat. Maar ons hoor nie. Daarom luister met jou oë. Hoe nader ons aan God se hart leef, hoe meer verander ons manier van kyk. Daar's vrese wat verdwyn. Daar's sekere dinge wat minder belangrik raak. En daar groei uiteindelik 'n nuwe stuk verbondenheid. 'n Nuwe bymekaar wees. 'n Nuwe verbind aan mekaar wees. So wanneer die Gees werk, word harte groter. Mense begin luister, hulle begin omgee, saamleef en uiteindelik ook lief hê. En daarom moet ons dalk vandag vir mekaar sê, dis die een groot wonder van Pinkster. Nie net die vuur, nie net die geluid van die geweldige rukwind nie, maar harte wat weer in pas klop met God se hart. Ek het dit al by vorige kere gesê, to get in step with the Holy Spirit. Ons raak uit pas uit. Ons drentel partykeer agterna. So dis nodig dat God weer ons harte se klop in lyn bring met sy hart. En vriende, die oomblik wanneer harte begin reg klop, dan begin verbondenheid herstel. Wanneer ons harte weer in pas is met God,
dan is daar lewe. En die woord verbondenheid gaan julle hierdie week in ons Pinksterreeks nogal baie hoor. Die van julle wat nou aanlyn kyk, gaan hom nou nie sien nie. Maar uiteindelik is dit wat ons vir mekaar sê, ons graag wil hê dat God in hierdie volgende paar dae wat ons gaan dink oor sy woord in die Pinksterdienste, uiteindelik vir mekaar te sê na aanleiding van Jesegiel 37, se vallei van droë bene, dat God weer sal blaas en dat daar sal asem kom en dat die Gees van God nuwe asem bring vir harte wat moeg is. Dat die Gees ons harte weer in pas sal bring. Want wat gebeur? Jesegiel sien die vallei met droë beendere. Tekens van moegheid, verlies en doodsheid. En wat gebeur? God vra vir Jesegiel, mens, kan hierdie bene weer leef? Kan daar met hierdie geraamtes weer iets gebeur? Jy gaan saam met my hierdie week dit ontdek. God blaas weer asem en lewe in die wat dood en droog geword het. Maar wonderlik nie met 'n stormwind nie. Nie met dramatiese vuur nie. Maar uiteindelik met 'n wagtyd. Verlange, gebed en oop harte. Daarom kan ons vandag vir mekaar sê, die Gees het reeds begin asem bring. Dit is nie asof dit nou net hierdie week gaan gebeur nie. Ons het mos nou ook al vir mekaar gesê, dat ons raak uit asem. Uit asem in die sin van ons het asemnood. So ons het nodig om net te ontspan, rustig te raak en dan weer die ritme van asemhaling te kry. Maar dan weet ons ook uit asem beteken dat as jy lank nie gestap het nie, en jy moet nou skielik 'n bult uitstap, of jy moet saam met jou kleinkinders deur die hele inkopiesentrum stap, jy aan die einde kom en moeg is, en sê, my asem is van nou op, ek is uit asem. Of daai gejaag, daai kort, vinnige asem. So die Here wil ons kom help. En daarom gaan ons verder beweeg volgende week as ons vir mekaar sê, blaas weer Gees van God. Dat ons moet vir mekaar sê, ons wêreld lyk nogal soos die vallei van doodsbeendere van Jesegiel 37. As 'n baie mooi Amerikaanse lied, en ons het dit sommer as 'n die melodie daarvan gebruik vir 'n bande advertensie op 'n stadium. Maar dit gaan oor them dry bones. Ongelooflik 'n mooi lied van hoe hierdie verbintenis begin. Hoe die Here van die klein toontjie af so regdeur elke beentjie weer aan mekaar sit en alles weer verbind met vleis, met alles wat nodig is sodat hierdie doodsbeendere weer kan lewe kry. So ek nooi jou vir hierdie week wat kom, dit gaan aanlyn wees of ons is by die huis vir bejaardes, is meer as welkom om daar saam met ons te deel. Maar belangrik is om vir mekaar te sê, waarom is hierdie tyd van afsondering nodig?
Waarom is dit nodig dat ons 'n wagtyd moet skep vir mense om weer asem te skep? Want mense is moeg. Dis nog net middel Mei, maar mense is moeg. Mense is afgesny en afgestomp. Die goed wat in die wêreld gebeur, skep by mense wat die Engelse sê 'n numbness. Daar's niks. Daar's nie reaksie nie, daar's net ons gaan nou maar net aan. So mense is angstig. Mense is oorlaai, hulle is uit ritme uit. Dalk is dit net tyd dat ons weer terugkom in ritme. Dat ons die Gees van God toelaat om ons terug te bring. Eerste plek terug na God toe. Terug na mekaar toe. Terug na die lewe toe. Want met die opgestane Here Jesus Christus beweeg ons al meer na die volheid van die lewe in God. En daar hoor jy Johannes 10 vers 10. Julle gaan hom lees in die week in julle inoefening. Eintlik om te sê, maar God het gekom, Jesus het gekom, sodat ons die lewe kan hê dit in oorvloed. En dan het ons lank genoeg al oor oorvloed gepraat, dat ek dit nie weer hoef te verduidelik nie. Maar met Christus beweeg ons al nader aan die volheid van die lewe in God. So. Ons is paasmense. Ons is mense wat vir mekaar sê, daar was 'n Vrydag, maar God dank, daar was 'n Sondag. Daar was 'n opstanding. Paasmense is mense wat nie donkerte ontken nie, maar dis mense wat glo die opstandingslig breek deur in elke donker situasie. En in elkeen van daardie situasies regeer Christus. Is die Gees bereid om in te tree, sodat ook in die vallei van doodsbeendere van jou lewe daar nuwe lewe moontlik is. So die Here nooi ons. Hy nooi vir my en hy nooi vir jou. En hy sê ontvang net weer asem. Kom kyk net weer hoe dooie beendere lewe kry. Hoe daar uit doodsheid weer lewe kom. So kom ek gee vir jou tyd om net so bietjie stil te word en te dink op hierdie Sondag tussen Hemelvaart en Pinkster in die wagtydperk. Wat sê die Here vir jou? Here, leer ons om die waarde van saamwees te herontdek.
Help ons om by mekaar wees te herontdek. Om uiteindelik saam te bid en ook saam oop te bly vir die werking van die Gees. En wanneer ons dan vanoggend saam bid, hier waar ons by mekaar is, vra ons bring nuwe asem waar mense moedeloos en uit asem is. Bring nuwe ritme waar harte moeg geword het. Kom wees die pas aangeer wat harte weer in pas bring met die Vader se hartklop. En dan vra ons ook, bring weer verbondenheid, verbintenis, waar mense afgesny leef. In 'n wêreld, in 'n land waar ons so maklik agter ons toedeure geïsoleer leef, terwille van ons veiligheid, waar ons op ons eie is, en waar ons eensaam raak, en waar ons mekaar nodig het. Daarom bid ons vir ons gemeente, waar daar baie mense is wat hierdie realiteit beleef as gevolg van ouderdom. Eensaam, alleen, afgesny, vergete. As ons kyk na ons gemeenskap, na ons land, na die wêreld, dan is daar soveel mense wat nuwe asem en nuwe ritme en 'n gees van behoort nodig het. Dis hoekom ons ook sing. Dis hoekom ons ook bid. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied op aarde soos in die hemel. Amen. Vriende, ons afkondigings, ons koninkryksgebeure vir die week, die volgende. Dit is Pinkster, so julle gaan elke dag, hopelik so teen 11:00, 11:30 sal julle die 4 dienste wat ons by die huis hou, sal julle per WhatsApp ontvang met 'n YouTube link, so jy kan kyk. Maar wat wel belangrik is dat ons hierdie hele week steeds elke dag die WhatsAppie gaan uitstuur. Om jou uiteindelik ook te help om deur hierdie week van wag te werk. En ons gaan kyk na dit wat ons vandag mee gewerk het. Belangrik, ek het hierdie week so ekstra enetjie gesit. Julle sal weet dat ons altyd werk met die Bybel, met 'n teksversie, met die brein wat sê, hier is die gedagte, dink so 'n bietjie, dan wag ons op die Gees vir 'n bepaalde iets, ons bid, en dan die groen blaartjie wat altyd sê, leef, en vir hierdie week, en dalk gaan ons daarmee aan, is om te sê, maar ons wil ook aktief wees, so ons kry hierdie week so ekstra enetjie by wat sê doen. Hy het so geel sterretjie, so tipe sterretjie, ek kan nou nie sê presies hoe hy lyk nie, maar julle sal hom sien in die WhatsApp. Net om te sê, maar jy weet, is lekker om te lees en te dink en te wag en te bid en te leef, maar dis dalk nodig dat ons so af en toe ietsie doen. Ek beloof is niks moeilik of niks
het niks uitdagend nie. Jy hoef nie vir 'n halfuur jou asem op te hou en te kyk of jy omval nie. Is regtig ietsie eenvoudig, net om te sê, weet jy, ons sê dit so baie keer vir mekaar, en dalk moet ek maar sê hoekom ek dit nie doen bygesit het. Daar's baie keer in ons lewe is daar spyt oor goed wat ons nie gedoen het nie. En as ons nou volgende Sondag aan die nagmaaltafel sit, dan sou die formulier van die nagmaal vir ons gesê het, maar jy weet, onder andere is dit wat jy moet bely is dade van versuim. Dit beteken dood eenvoudig in Afrikaans, as goed wat jy moes gedoen het, wat jy nie gedoen het. So kom ek vir elke dag 'n geleentheid skep om iets te doen. Daai doen kan beteken, bel net vandag daai een mens van wie jy lanklaas iets gehoor het. Of, as jy nou nog nie op die plek is waar jy met die mens kan praat nie, stuur dan ten minste net vir hom of haar 'n boodskap. As jy hoor, dis op daai trant. Dis net om te sê, maar ons raak baie keer gefrustreerd, omdat daar soveel goed is, wat ons weet, en dan sê ons, maar wat maak ek nou daarmee? So, ek wil regtig vir jou nooi om hierdie week daarmee te werk. Daar's ook elke dag voor die skrifgedeelte is, daar so ietsie, nog 'n gedagte oor die Heilige Gees, om ons uiteindelik te help, om ook as paasmense te leef met die asem van die Gees wat hy in ons kom blaas het. So ek nooi jou weer, jy gaan dit uit die aard van die saak aanlyn kan kyk, maar ons is by die tuis elke oggend, maandag tot donderdag, 10:00, Esegiel 37, en uiteindelik volgende Sondag, Handelinge 2, wat sê, blaas weer Gees van God, wat uiteindelik te sê, nuwe asem waar te moeg is, en 'n Gees, Heilige Gees, wat ons net weer in pas bring met God se hart. So jy is baie welkom om deur die week daar te kom inloer, te kom deel wees, of as dit nie moontlik is nie, soos ek sê, so hopelik op die laaste 12 uur elke dag, sal julle die skakel kry na die video toe, wat tydens die diens opgeneem is. So, daarmee groet ons aanlyn kykers, mooi dag, mooi week vir julle, en ons praat weer met mekaar volgende week. Totsiens.